Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend, om saam met u die woord van die Here te kan oordink. Ons bid dat dit wat hier gebeur sal strek tot eer en verheerliking van God se groot en almagtige naam. Geliefdes, as voorsang gaan ons saam sing Gesang 391. Gesang 391. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Ons gaan saam sing Gesang 391, daarvan verse 1 tot 5, terwyl ons net so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons saam sing die Onse Vader, Gesang 95. Na die stilgebed en die Onse Vader gaan ons staande bly vir die Fotum en die Seun, waarin ons as loflied saam gaan sing Gesang 38. Gesang 38, daarvan vers 1 en vers 5 as loflied. Gesang 38 vers 1 en 5 as loflied na die Fotum en die Seun, en Gesang 95 na die stilgebed. Liefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Geliefdes, die Here groet ons in hierdie oggend uit sy woord uit Openbaring 1 vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. Nadat ons na die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 375. Gesang 375, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 4. Gesang 375 vers 1 en vers 4 na die wet. En dan kan u die Psalm en Gesangeboek ook oophou by Gesang 84. Gesang 84, en ek sal die verse afkondig nadat ons belydenis afgelê het. Gesang 84, na die belydenis van ons geloof, en Gesang 375 vers 1 en vers 4 na die wet. Geliefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen,
maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Johannes 3 van vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan lees ons ook in 1 Johannes 1 vanaf vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof sy toevlug neem tot sy enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God wat sy seun vir ons gegee het as die losprys, sodat ons bestemming ook die hemel kan wees. Maar hy het ook opgevaar en hy kom weer om te kom oordeel oor lewende en dode. En daarom kan ons geloof in hierdie oggend bely en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het.
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Gesang 84, daarvan verse 4 en 5, waarna u plekke kan inneem. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Matteus 24. Matteus 24 en ons gaan lees vanaf vers 1. Die opskrif, die profetiese rede, die begin van die smarte. Matteus 24, ons lees vanaf vers 1. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek. En sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die tekens van u koms? En van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie. Want een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en jul doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, in hierdie oggend word ons stil voor U. Ons buig ons hoofde met die wete U is die groote God. U is in beheer van alle dinge. U Vaderhand is nog elke dag betrokke in hierdie skepping. Ja, en U het so voorsien dat U seun mens geword het. Sy lewe as losprys vir ons gegee het, sodat ons gered sal word van die helse woede, Here, in die genade ontvang om ook eendag in die hemel in te gaan. Here, en dis waarna ons uitsien. Dis waarvoor ons wag. Maar dankie dat dit nie van ons afhang nie, dat dit van U gegee word, deur die genade en die liefde van Christus. Maar Here, ons is op weg na ons bestemming. Daar's baie dinge wat gebeur. Daar's baie tekens wat wys dat dit naby is. Here, gee dat ons daarom koers sal hou. Die weg sal volg, sodat ons ook ons finale bestemming kan bereik. Spreek U nou met ons elkeen. Ontvou vir ons hierdie woord, dat ons ook sal gaan leef en sal gaan volhard, dat ons ook gered sal word. Ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar alleen in naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons almal hou daarvan om vakansie te gaan hou. En as ons vakansie gaan hou, dan is dit lekker om bietjie weg te breek van die harde werk af. Dis lekker om weg te kom van die alledaagse en die normale. En daarom hou baie daarvan om, wanneer ons met vakansie gaan, die lang pad te vat. Want dan kan ons regtig afskakel. Ons kan al die bekende, al die dinge wat ons aandag vat, agterlos en ons kan gaan rus. En omdat ons hier in die suidpunt van Afrika bly, is ons baie meer slaggat as pad. Daarom is dit gewoonlik baie gevaarlik om hierdie lang pad aan te durf om ons eindbestemming te bereik. En omdat ons in die 21ste eeu leef, en ons lief is vir die tegnologie, het meeste van u dalk al daardie stemmetjie gehoor wat sê, in 1.2 kilometers, you will reach your destination. Of in Afrikaans gestel, u sal in 1.2 kilometer u bestemming bereik. En as jy daar kom, is dit gewoonlik groot opwinding wat volg, want uiteindelik kan jy uitklim, jy kan die bene bietjie rek en al daai krampe en pyne loskit, en dan is daar nog die opwinding om die bestemming uiteindelik te bereik. Nou kan jy gaan kyk, is hierdie bestemming regtig so goed, so mooi, so oulik soos wat die foto's dit beskryf het, of gaan jy hoogs teleurgesteld wees daarin? En geliefdes, hierdie is 'n beeld wat eintlik 'n baie goeie metafoor kan wees vir die mens se lewe. Want ons is almal op pad na iewers heen, ons is almal op weg na 'n bestemming, en op hierdie weg is daar baie goed wat gebeur. Daarom is dit nodig dat ons vanoggend juis praat oor hierdie twee goed. Eerstens, die bestemming waarheen ons op pad is, en tweedens, die weg
waar langs ons daarheen gaan. Kom ons begin deur eers te kyk na die bestemming. Geliefdes, die realiteit is dat alle mense bestemming is uiteindelik die graf. Tensy die wederkoms aanbreek terwyl ons nog leef, sal elkeen van ons iewers ons laaste asem uitblaas. Ons sal iewers hierdie aardse lewe ook moet totsiens sê voor, en daardie dag is hartseer. Ons families rou. Daar's 'n lewende wat gelos word, 'n plek wat nooit gevul kan word deur enigiemand anders. Daarom sien ons dat mense allerlei slim tegnieke probeer om hierdie lewe te verleng, en die mediese wetenskap het dit al reg gekry dat die lewensverwagting ver langer is as 20 jaar terug. Maar geliefdes, maak nie saak wat die slim mense doen nie, maak nie saak wat se tegniek hulle gebruik nie, die mens kan nie die dood vryspring nie. Dit is ons eindbestemming. Dis waarheen ons almal op pad is. En tog, geliefdes, moet ons erken dat hierdie is net 'n aardse bestemming, daar is iets veel meer hierin. Die Bybel sê vir ons, na die dood is daar ook 'n bestemming. Of die hemel, of die hel. En die Bybel beskryf vir ons beide die hemel en die hel in baie detail. Die hemel word vir ons beskryf as die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde wat sal aanbreek. 'n Plek waar ons in die teenwoordigheid van God sal wees, daar waar nie pyn of smart of lyding sal wees nie, daar waar geen aardse laste ons sal pla nie. Daar waar ons met 'n verheerlikte liggaam voor die troon van God sal staan en hom sal aanbid. Geliefdes, die hemel is die paradys waar ons almal heen wil gaan. Dis die bestemming wat ons graag wil hê. Maar aan die ander kant beskryf Jesus vir ons ook hoe die hel gaan lyk. In Matteus 21 sê hy dat dit is die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. In Matteus 8 sê hy dat dit die buitenste duisternis is, waar daar 'n geween en 'n geknars van die tande gehoor sal word. Die hel word beskryf as die plek waar jy in totale afwesigheid van God sal leef. Geliefdes, dis die bestemmings. Of die hemel, of die hel. Daar's nie 'n derde opsie nie. Die eindbestemming word deur Jesus self bepaal. Want as dit van my afgehang het, as dit op grond van my lewe moes bepaal word, was my bestemming die hel gewees. As dit van my dade afhang het, moes ek die ewige vuur ingaan saam met die duiwel en sy engele. Dit is die loon vir my straf, maar Christus het in sy liefde vir ons sy lewe as losprys kom bied. Met sy bloed het hy ons vrygekoop sodat ons bestemming nou die hemel kan wees. Al wat ons kan doen is glo. Dis wat vers 13 vir ons sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En geliefdes, let daarop. Dit sê nie, hy sal homself red deur te volhard in die goeie werke nie. Hierdie teks sê vir ons moet in die geloof volhard, en daarom as ons in die geloof volhard, sal Christus ons red. Daarom is die oproep hier van Jesus teenoor sy disippels juis volhard in die geloof, volhard tot die einde toe, en is ons oproep ook vanoggend. Ons moet glo die Here Jesus Christus. Ons moet ons bekeer. Dis tog wat die genadeverkondiging vanoggend gesê, dis wat Johannes 1 vir ons sê, ons moet die sondes aflê, ons moet ons sondes voor die Here neersê. Dit is wat Johannes 3 vers 16 sê, die wat in hom glo sal gered word. As ons in hom glo, is ons bestemming die ewige lewe. Geliefdes, daarom hoor ons die weg
na die hemel is die Here Jesus Christus. Hy bevestig dit in Johannes 14 vers 6 as hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Dis die weg wat ons moet wandel. Maar geliefdes, ons moet besef, op hierdie weg, dis nie 'n maklike weg nie, daar's so Suid-Afrika se baie slaggate, baie goed wat probeer om ons te verhoed om uiteindelik by ons bestemming uit te kom. Daar's baie waarskuwingstekens wat ons ook sê dat die pad gevaarlik is. Daarom kondig Jesus hier vir sy disippels ook die eindoordeel aan. Hy sê vir hulle as hulle vir hom die tempel wys en al die geboue, dat daar nie een klip bo op 'n ander gelaat sal word nie. Dit sal alles tot niet gemaak word. En hy vra die disippels vir hom, maar Here, wanneer? Wanneer sal die eindoordeel aanbreek? Wat is die tekens wat sal gebeur wat ons waarsku dat dit gaan kom? En dan gee Jesus 'n klomp goed. En geliefdes, let op die tekens wat Jesus gebruik. Dis goed wat oral rondom ons gebeur. Die eerste ding waarop hy wys is die vals Christusse wat sal opstaan en die mense probeer verlei. Hierdie is mense wat sal opstaan en voorgee dat hulle die Messias is. Dit is mense wat die Christene gaan probeer weglei van die ware weg af. Dis soos daardie afdraai paadjies wat lyk soos kort paaie, maar eintlik bring dit jou meer in die moeilikheid as enigiets anders. Die beste voorbeeld hiervan is sekerlik die stigter van die Islam geloof, Mohammed. Hy wat opgestaan het en vir die wêreld kom sê het, maar daar's 'n ander weg. Julle moet Allah glo, julle moet die Koran lees. Dis 'n valse Christus, 'n valse Messias wat probeer het om die Christendom weg te lei en dit het daar duisende, miljoene mense reg gekry. Die tweede ding wat Jesus op wys is oorlog en die gerugte van oorlog wat ons sal hoor. Nasie sal teen nasie opstaan, koninkryk teen koninkryk. Geliefdes, dink net aan die laaste 2 jaar. Israel teen Palestina. Rusland teen Oekraïne. En die nuutste een wat oral in die nuus is, Israel en die VSA teen Iran. Oorlog is oral in die wêreld aan die gang. Die gerugte van oorlog word gehoor. Geliefdes, dit gebeur rondom ons. Die derde ding waarop Jesus wys is die tekort aan kos, die hongersnood wat sal gebeur. En ons kan net in Afrika kyk in die lande waar mense verkleineer en kripteer van die hongerte. Maar geliefdes, dis 'n realiteit wat ons eie land bedreig, want op hierdie stadium met die manier hoe die natuur verander, met die uitdagings wat ons boerdery het, is voedselsekuriteit nie meer dieselfde as 10 jaar terug nie. Vierdens sê Jesus, daar sal pestsiektes wees. Dis 'n besmettelike siekte wat van een na die volgende een beweeg. Dis iets wat ons gewoonlik noem 'n pandemie. En geliefdes, in 2020 het ons COVID gehad. Ons diere het die back and claw seer wat soos 'n veldbrand versprei het onder ons diere. En die nuutste ding wat nou die opskudding maak in die wêreld is hierdie hantavirus wat besig is om uit te breek. Pestsiektes is oral om ons. Vyftens sê Jesus, daar sal aardbewings wees op verskillende plekke. En geliefdes, dit is sekerlik een van die mees algemeenste natuurrampe wat daar is, want elke dag omtrent oor die wêreld is daar aardbewings. Sommige klein, sodat mense dit amper nie eens voel nie, en so nou en dan is daar een wat werklik opskudding maak, wat die nuusberigte behaal, wat groot skade veroorsaak, maar aardbewings is gereeld rondom ons. Steeds sal ons oorgegee word aan die verdrukking. Ja, ons sal gehaat word deur nasies, ons sal ons lewens verloor vir die verkondiging vir die naam van Jesus Christus. En geliefdes, die grootste voorbeeld daarvan is die sluipmoord van Charlie Kirk laas jaar.
waar 'n man vir sy geloofsoortuiging, sy standpunte gebaseer op dit wat sy morele waardes is, doodgemaak is. Of kyk net na die wêreld. Daar waar Islam in beheer is, daar word Christene vervolg, doodgemaak vir die naam van die Here Jesus Christus. Sewende sal ons tot struikeling gebring word en ons sal mekaar verraai. Broeders draai teen broeders, ons steek mekaar in die rug, geliefdes. Dis so algemeen vandag dat ons dit amper nie eens meer raak sien hoe mense teenoor mekaar optree. Agstens sal die valse profete opstaan en dit sal ons mense mislei. En hiermee is ons wel bekend. Dink maar net aan die doemprofete, dink aan Israel visie en selfs ons kerke vandag wat in die naam van Christus hulle mense lei weg van die woord van God af. Die oomblik wat die Bybel weggeskei word en ons mense volg, is ons besig om die mense weg te lei van Christus af. Laastens sê Jesus dat die liefde van meeste mense sal verkoel omdat die geregtigheid vermeerder. Die liefdeloosheid word net groter. Kyk na die misdaad in ons land. Moord, roof, oneerlikheid. By die dag word dit net erger. En geliefdes, as ons na hierdie tekens kyk, dan moet ons eerlik wees. Dis goed wat ons elke dag in die gesig staar, dis goed wat elke dag net meer en meer en meer word. Daarom moet ons besef dat dit al hoe nader kom. Die bestemming word al nader en nader en nader. Liefdes, maar as ons dit besef, dan moet ons ook agterkom dat ons aktief besig moet wees om teen hierdie goed te stry. As ons besef dat daar hierdie tekens is wat wys dat dit nader kom en as hierdie goed wat ons probeer wegdruk van die weg af, moet ons aktief besig wees om teen hierdie goed te stry, dat ons nie die weg sal verlaat, dat ons sal volhard in die geloof sodat ons gered sal word. En geliefdes, hierdie geloof is aan die een kant kennis en aan die ander kant vertroue. En om dit te doen, gee God vir ons twee dinge. Aan die een kant, eerstens gee hy vir ons die woord. Wat soos Psalm 119 vers 105 dit stel, 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. Die Bybel word die padkaart vir ons om op hierdie weg te loop, om uiteindelik ons bestemming te bereik. Tweedens gee hy vir ons die Heilige Gees wat ons koers aangeer is. Wat ons op die pad hou, dat ons uiteindelik ons bestemming kan bereik. Want geliefdes, die realiteit is nie een van ons weet hoe ver dit is. Ek kan môre my laaste asem uitblaas. Die wederkoms kan môre gebeur. Nie een van ons weet wanneer. Dit kom soos 'n dief in die nag, wanneer ons dit die minste verwag. Wat ons wel moet besef vanoggend is, as ek nie op die weg is nie, moet ek weer op die weg kom. As ek op weg is, moet ek bid dat die Here deur die Heilige Gees my op koers sal hou. Want een van die dae hoor ons ook net dalk daar die stemmetjie wat sê, you have reached your destination. Mag die Heilige Gees ons lei om in die geloof te volhard, sodat ons bestemming ook eendag die troonsaal van God kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vandag weer mag stil word voor U. Dat ons mag weet U is op pad. Ons weet nie wanneer nie, maar ons weet U is op pad. Here, dat ons daarom op die weg sal bly, koers sal hou,
om uiteindelik ook ons eindbestemming in te kan gaan. Here, gee dat ons sal volhard deur woord en gees wat U ons mee lei, sodat ons U sal soek en vind in alles wat ons doen. Here, ons bid vir hierdie week in ons gemeente, elkeen wat siek is, elkeen wat vermoeid en belas is, maar in besonder bid ons ook vir ons gemeenteaksie, die kerkskiet wat komende naweek plaasvind. Here, gee vir ons die nodige krag en die nodige wysheid om dit tot eer van U aan te bied, sodat die wêreld ook wanneer hulle ons sien en hoe ons werk en wat ons doen, kan sien, ons is op weg, die regte weg na ons bestemming toe. Here, daarom bid ons en ons vra al die dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slotlied sing ons saam gesang 388. Gesang 388 daarvan vers 1, 2 en 3, waarna jy staande kan bly vir die seën. Gesang 388 vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Liefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ek wil net hoor, staan nie haastig. Kwart voor. Maar in elk geval, baie dankie Tannie Ronel vir die speel van die klavier vanoggend. Ek moet om verskoning vra met die klavier se klank. Moes ek op 'n stadium baie agter die kansel ingaan om te stel en toes die klank van die mikrofoon te hard en toes hy te sag en
Tegnologie is 'n wonderlike ding, maar dit laat jou baie maklik ook in die steek. Maar baie dankie Tannie dat Tannie ook aanpas om vir ons klavier te speel. Ek waardeer. Liefdesvoorbiding, dink ons aan ons gemeente, aan ons lidmate. In besonder dink ons aan die Kerkskiet wat komende Saterdag is. Ons bid en ons dink ook aan Tannie Nelie Jacobs wat Vrydag vir 'n knieprosedure gegaan het. Sy sterk aan by haar kinders, maar dit gaan goed. Sy sal Saterdag by die skiet wees, sien ek haar naam is op. Sy sê dis nie 'n groot prosedure gewees nie, hulle het die knie skoon gemaak of iets. Maar ons is dankbaar dit het goed gegaan en sy sterk by die huis gaan. Dan wil ons vir Louis en Lindsay geluk sê met die geboorte van Luliay Hilda Niemand. Ek gaan daai naam nog baie moet oefen voor die doop. Pragtige naam, maar ons sê vir hulle baie geluk. En dan ook vir Tannie Hilda en oom Dirk, hulle is nou nie vanoggend nie. Ouma en oupa en ouma Groot, ook baie geluk. Dis groot genade om die 4de geslag, die agterkleinkinders te kan sien. Mag sy vir Tannie hulle, die eerste kleindogter as ek reg is, groot agterkleindogter, mag sy groot vreugde en groot vrede ook vir Tannie hulle se familie inhou. En ja, Pinkfoot is altyd lekker in 'n familie, so ons hoop dat sy nie te veel harte breek nie, maar net mooi dinge sal doen. Geliefdes, dan kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoek buite die normaal. Ons vra dat u asseblief die kerkskiet sal adverteer. Hierdie week moet u irriterend wees op die selfoon elke dag, die status op WhatsApp sit, op Facebook, op Instagram, oral waar jy kan, plaas die advertensie, plaas om 'n 3de en 'n 4de en 'n 5de keer, dat almal herinner word aan die skiet hierdie komende week. Dit gaan lekker wees. Dit is dan ook ons gemeente se grootste fondsinsameling van die jaar. So ons het asseblief almal se hande nodig, almal wat kom help, almal wat werk. Dis 'n lekker geleentheid. Ons kuier lekker saam, ons werk lekker saam. So asseblief maak seker dat u Saterdag daar sal wees. As u nog nie naam opgesit het vir hulp nie, asseblief kontak vir Tannie Elsa. Die mans, ons gaan julle baie vinnig inspann as julle rond staan hierdie jaar. En dan wil ons ook vra, Vrydag maak ons baan reg. Baie van die skuiwerk is laas Vrydag al klaar gedoen, en Dani het gehelp daarmee. Maar komende Vrydag is daar nog 'n klomp werk wat gedoen moet word. Ons het asseblief hande nodig, so asseblief kom dat ons al daai goeders net in plek kry. En dan as daar nog enige pryse is, skenkings, donasies, kontak vir Tannie Elsa. Sy het gister op die groep gesê, pryse vir die juniors en die vrouens veral nog. Oulike pryse soos knipmesse, drinkbekers, flesse, sulke tipe goed. Asseblief as u weet nog van 'n plek waar ons so iets kan kry, praat met Tannie Elsa, dat ons genoeg pryse het. Dis gewoonlik 'n groot aantrekking ook vir mense na ons skiet toe. Dan, geliefdes, die Pinksterdienststudie wat kom, Dinsdag die 19de Mei en Donderdag die 21ste Mei om 1800 uur hier in die kerk, dis 6 uur die aand, en dan Pinkster Sondag die 24ste Mei, dis volgende Sondag is nagmaal, en ons het gereël vir 7:45. Is dit reg nog met Tannie? 7:45. Volgende Sondag, 7:45. OK, dis reg dan. Geliefdes, so 7:45 volgende Sondag die nagmaal. Dan blomme en tee vir die maand Mei is week 3. Ons nooi almal saam om asseblief 'n koppie koffie of tee te kom drink. En dan vra die susters nog vir klere vir die klerebank. Die winter is reeds hier. Ek seker het al almal die kaste uitsorteer en so voort. As daar enige klere is wat u kan vir ons skenk, asseblief bring dit vir ons. Dan verbondsonderrig open vanoggend in die kerk, dis les 12. Boodskapper vir my is in die saal beskikbaar. Daar's geen verjaarsdag hierdie week nie. En dan die 22ste Mei is Louis en Lindsay se huweliksherdenking. Ons sê vir hulle ook baie geluk. Mag dit vir nog 'n vreugdevolle jaar wees wat bygevoeg word in die huwelik. Mag die Here hulle ryklik seën. Geliefdes, dis die afkondigings. Kom drink asseblief saam 'n koppie koffie, kom kuier lekker saam, en dan hoop ek jy 'n geseënde Sondag.